Hallo julle, welkom by ons laaste tekkiesdiens vir 2025. Maar julle, dit beteken nie die kerk maak toe tot volgende jaar nie. Ons gaan vanaand nog ons Kersangdiens hê, vanaand 6:30. En as jy nog jou laaste goedjies vir die Erlief Park se Kerspakkie projek wil bring, is jy welkom om dit ook vanaand te bring. En dan van volgende week af het ons een diens 9:00 die oggend. En dit sal hier in die kerkgebou wees tot die skole dan weer begin vir volgende jaar. Ons wil julle sommer herinner ook, ons kategese se registrasie sal volgende jaar plaasvind, hierso wanneer die skole begin, daai 18de Januarie. En dan wil ons julle uitnooi na ons graad 1 diens toe. Dit is ook die 18de Januarie, as die skole begin het, en dis 'n baie spesiale geleentheid vir ons graad 1 en vir ons ouers saam met hulle. Julle is welkom om daai diens ook by te woon. Ons sien baie uit daarna. Julle, kom ons bid saam en dan vra ons die Here se seën ook vir vandag se saamwees. Here, baie dankie dat ons hier aan die einde van 'n jaar, wanneer ons terugkyk, kan sien hoe u hand oor elkeen van ons was. Here, dankie dat ons nie net kan terugkyk nie, maar dat ons ook kan vorentoe kyk. En as ons vorentoe kyk, Here, dan sien ons uit na Kersfees en ons sien uit, Here, na Jesus se geboorte wat ons saam gaan vier. En Here, dis 'n spesiale tyd vir families en vir gesinne. Here, mag dit ook vir elke een 'n geseënde tyd wees. Dankie dat ons vanoggend saam kan wees. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ek groet julle ook vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Baie welkom. Kom ons sing lekker saam en ons loof en prys die Here. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so swaar om jou laste te dra. 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 Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Maar dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker om die Here te dien. Ek gee alles vir u, want u is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want u sien die groter plan vir my. Op my knieë voor u roep ek uit. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor u. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, vorm my, vou my soos u wil. Hier is ek, Heer, voor u. Ek gee alles vir u, want u is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want u sien die groter plan vir my. Op my knieë voor u roep ek uit. Hier is ek, Heer,
uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Minder van myself, meer van 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 U. Hier is ek, Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, kom vat my hand, kom neem my, Heer. Hier is ek, Heer, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Jy is welkom om ook jou tiende te gee op enige van die volgende maniere. Ons is ook in ons 10de maand seisoen ook tot en met einde Februarie, so as dit dalk nie vir jou nou dalk moontlik is om jou tiende te kan gee nie, is jy welkom om dit ook deur hierdie volgende tyd ook te kan doen, maar jy is welkom om nou op enige van die volgende maniere jou dankoffer te gee. Julle verlede week het ons na die Kersverhaal en die voorspelling gekyk van Jesus wat gebore sal word, en ons het die storie gelees van die engel Gabriël wat na Maria toe gekom het en vir Maria gesê het, jy gaan 'n seun in hierdie wêreld bring. En daardeur het God eintlik vir Maria gesê, maar ek sien jou raak. En dis waaroor ons laasweek gepraat het, Jesus sien ons raak. En vandag gaan ons die ander vraag vra, sien jy vir Jesus raak? Jesus sien ons raak, maar sien jy vir hom ook raak? En dis bietjie waaroor ons vandag gaan gesels. Nou ek wil vir julle vra, vertel bietjie vir mekaar van 'n keer toe jy vir iets moes gewag het. Nou, dit kan dalk nou so onlangs wees soos hierdie week wat verby is. Onthou julle laasweek donderdag het Willem Posma se kinders daarso by McDonald's gaan burgers en goeders koop, en die onderwysers was mos nou die waiters gewees en het die goeders verkoop. Maar het julle gesien hoe lank daai ry was om daarso deur daai drive-thru te gegaan het, nê? So dit was dalk nie lekker om so lank te gewag het vir 'n burger nie, nê? Miskien het jy al dalk lank gewag om by 'n rugbystadion in te gaan vir 'n groot wedstryd, nê? Daai lang rye waarvoor jy moet sit en wag, of vir 'n doktersafspraak, nê? Dokters, julle is mos altyd laat vir hulle afsprake. Ek kan nie verstaan hoekom jy, maar nou sit jy daar en jy moet wag en wag en wag. Of om te wag vir Kersfees, nê? Jy weet jy gaan 'n persent kry, daai persent is daar onder die boom en dit is nie altyd lekker om daarvoor te wag nie. En vandag se storie wat ons in die Bybel gaan lees, gaan juis oor iemand wat baie lank gewag het vir iets. Na Jesus se geboorte het Maria en Josef vir Jesus gevat om na die tempel toe te gaan, en dit was 'n baie belangrike seremonie gewees wat daar met elke Joodse babatjie gebeur het, want die ouers moes die babatjie na die tempel toe vat sodat die priester dan hierdie babatjie kon toewy aan die Here. Is amper soos wat ons vandag 'n babatjie sal doop, maar is nie heeltemal dieselfde nie. Maar daar was 'n spesifieke seremonie gewees wat belangrik was. En Josef en Maria het toe so na die tempel toe gegaan, en daar het hulle 'n man ontmoet met die naam Simeon. Nou Simeon was
was 'n verrimpelde, stokou man gewees, maar hy het 'n droom hier in sy hart gehad. Hy het die Ou Testament baie goed geken. En hy het die voorspellings geken dat daar 'n verlosser gebore sou word. En hy kon nie wag om hierdie verlosser te ontmoet nie. En God beloof aan Simeon dat hy beslis nie sal sterf voordat hy vir Jesus die Messias gesien het nie. So kom ons lees die storie in Lukas 2 vers 25 tot 33. Maar soos wat ons die storie gaan lees, wil ek hê, onthou julle, ons het laasweek ons denkbeeldige brilletjies opgesit aan die einde van die diens, maar nou soos wat ons gaan lees, en ons lees elke keer van die woordjie sien, as julle die woordjie sien hoor, dan wil ek hê julle moet julle brilletjies opsit. Okay, so kom ons lees dit saam, en dan sit ons saam ons brille op, wanneer ons die woordjies sien gaan lees. Vers 25, daar was 'n man in Jerusalem, sy naam was Simeon. Hy het gedoen wat die Here wil hê, en hy het die Here elke dag gedien. Hy het geweet, die Here sal iemand stuur om sy volk te kom red, en hy het elke dag vir hom gewag. Die Heilige Gees was in Simeon. Die Heilige Gees het voorheen vir hom gesê, hy sal Christus die Here sien, voordat hy sterf. Die Heilige Gees het eendag vir Simeon gesê, hy moet na die tempel toe gaan. Dit was toe Josef en Maria vir Jesus gebring het, om met hom te doen, soos die wette van Moses sê. Simeon het die kindjie in sy arms gehou, en hy het God geprys en gesê, Here, U het gedoen wat U vir my gesê het. Nou kan ek sterf, ek is tevrede, want ek het self die redder gesien. U het hom vir ons gestuur, en al die volke sal hom sien. Al die volke sal sien, hy is die lig, en hulle sal U volk Israel eer. Josef en Maria was baie verbaas oor wat Simeon gesê het oor Jesus. Nou julle, Simeon het sy lewe lank gewag om vir Jesus te sien. Nou ons is nie so lucky so Simeon of die wyse manne wat by Jesus se geboorte was, of die skaapwagters en al die ander mense in die Bybel wat vir Jesus fisies gesien het, in liggaam gesien het nie, nê? Maar julle, as Simeon vandag hier was en hier tussen ons geleef het, sal Simeon vir jou en vir my sê, hoe lucky ons is om elke dag vir Jesus te kan sien. Nou julle, ek en jy kan nie fisies vir Jesus sien nie, want nadat hy mos nou opgestaan het uit die doodheid, het hy mos nog vir 40 dae op aarde geleef, maar daarna het hy in die hemel, op die wolke, het hy mos opgevaar hemel toe. En mense kon hom mos nou nie meer langer sien nie, so ek en jy kan hom nie fisies sien nie, maar ons kan nog steeds vir Jesus op 'n sekere manier sien, en hy maak homself aan ons bekend, hy wys vir ons wie hy is, op 3 verskillende maniere. So die eerste manier, hoe ek en jy vir Jesus kan sien, en hoe ons kan weet wie Jesus is deur die Bybel. Julle, die Bybel is die plek waar ek en jy kan lees wie Jesus is. Wanneer ons lees hoe Jesus geleef het, die wonderwerke wat hy gedoen het, dit wat hy vir die mense geleer het om te doen, en hoe ons met mekaar moet praat, en hoe ons teenoor ander mense moet optree, julle, dan leer ons wie Jesus is. So hy wys vir ons wie hy is in die Bybel, dis die eerste ene, en ons kan vir Jesus sien, julle, deur die Heilige Gees, wat in mense woon. Want wanneer ons God se kind is, julle, wanneer ons vir Jesus as ons verlosser aanneem, dan kom woon die Heilige Gees in ons. Ons is sy kind, en hy verander ons lewens, en as hy ons lewens verander, julle, dan sien ons iets van Jesus in mekaar raak. Wanneer ons sien 'n maatjie vergewe iemand anders, dan sien ons iets van Jesus in daai maatjie raak. Wanneer ons sien 'n maatjie deel hulle laaste
stukkie brood wat hulle het, of hulle laaste sweet wat hulle het met iemand wat nie het nie, dan sien ons iets van Jesus in daai maatjie raak. Wanneer ons sien iemand gee vir iemand anders om, dan sien ons iets van Jesus in daai persoon raak. Wanneer mamma en pappa saam met julle bid in die oggend of in die aand, of voordat ons saam eet, dan sien ons iets van Jesus in mekaar raak. So ons sien iets van Jesus in die Bybel, ons sien iets van Jesus in mekaar deur die Heilige Gees wat in ons werk, maar ons sien ook iets van Jesus in die skepping rondom ons. Wanneer ons na die mooi wolke kyk, of wanneer dit reën, en God sorg vir die aarde, en vir die diere, en vir die mense, en vir die plante, wanneer ons na die berge kyk, of by die see is hierdie vakansie, en ons sien hoe mooi God die wêreld gemaak, dan sien ons iets van Jesus ook daarin raak, oor hoe goed hy vir hierdie wêreld is, en dat hy daarvoor sorg, en dat hy dit in stand hou. Maar julle, ek en jy, gaan ook eendag vir Jesus fisies weer sien. Toe hy opgevaar het na die hemel toe, het hy beloof hy gaan weer terugkom. Nou ek en jy weet nie wanneer dit is nie. Ek en jy moet gereed wees vir wanneer hy weer kom, nê? Vir wanneer ons hom weer fisies gaan sien. Maar terwyl ons wag, en dis nie altyd lekker om te wag nie, nê? Soos wat ons in die begin gesê het, is nie lekker om te wag vir iets wat jy so graag wil hê nie. Maar julle, dit is bly die moeite werd. Dit bly die moeite werd as jy gaan wag vir daai Kersgeskenk wat jy gaan kry. En jy maak hom oop en jy's so bly daaroor. Of vir jou rapport. Party van julle sien dalk nie uit daarna om vir dit te wag nie. Maar ander van julle sien dalk uit en ek kan nie wag om jou rapport in jou hande te kry en te sien hoe goed dit met jou gegaan het in die eksamens ook in hierdie jaar nie. Maar dis iets, die beste ding waarvoor ons kan wag, is vir wanneer Jesus weer kom. En julle, dit gaan die moeite werd wees, want dan gaan hy alles kom nuut maak. En hy gaan alles in ons lewens kom verander, en alles op hierdie aarde en die wêreld gaan hy kom verander. Maar terwyl ons wag, en dis baie belangrik, sê die Hebreërs skrywer in Hebreërs 12 vers 1, dat ons elke dag moet lewe met ons oë gefestig op Jesus. Sien jy vir Jesus elke dag raak? Sien jy hom raak wanneer jy die Bybel lees? Sien jy hom raak wanneer jy na ander mense kyk, of wanneer ander mense na jou lewe kyk? Sien hulle vir Jesus in jou ook raak? En dan ook, sien jy gereeld ook vir Jesus raak in die skepping, in die blommetjies, en in die plante, en in die diere, en in alles wat ons rondom ons sien. Kom ons hou ons oë gefestig op Jesus. En julle, hoe nader ons aan Jesus leef, hoe meer en hoe makliker gaan ons hom raak sien. Daar's 'n storie, en ek wil daarmee afsluit, van 'n pa en 'n seun, wat eendag buitekant gestaan het, daar op die gras, daar buite hulle huis in die tuin, en deur ver het 'n vliegtuig gevlieg. En die seentjie kyk so vir sy pa, en hy sê vir sy pa, kyk hoe klein is daai vliegtuig, ek kan my duim so voor my hou, en dan kan ek die hele vliegtuig toemaak, dat ek hom nie kan sien nie, so klein is daai vliegtuig. En toe besef sy pa, maar hy wil graag vir sy seun 'n les leer, en hy vat hom toe die volgende dag lughawe toe, en hulle stap so nader tot daar waar 'n groot Boeing 747 Boeing daar so op die grond gestaan het. En die kind het vir die eerste keer die seentjie 'n groot vliegtuig so naby aan hom gesien. En sy pa sê vir hom, is daai vliegtuig nou nog steeds so klein? En hy sê nee. Kyk hoe groot is hierdie vliegtuig. En toe sê die pa vir sy seentjie, weet jy wat? Dit is dieselfde met God ook. As God ver van ons af is, dan is hy klein, en hy's onbelangrik in ons lewens. En hy speel nie regtig 'n rol in ons lewens nie. Net soos wat daai vliegtuig ver is en hy's klein. Maar wanneer God naby aan ons is, en ons leef naby aan Jesus,
soos wat daai vliegtuig naby aan daai seentjie was, dan is dit groot. En dan is God se werking in ons lewens groot. En dan sien ons hom raak in dit wat ons elke dag beleef. So ek wil jou uitnooi om in hierdie Kerstyd wat voorlê, die liedjies wat ons sing en die goedjies wat hang en wat ons so herinner aan die geboorte van Jesus, mag jy regtig beleef as 'n gesin, as sy kind, dat jy ook nader aan hom kom, sodat Jesus ook groter in jou lewe kan wees. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie. Dankie dat U ons God is. Dankie dat U naby aan ons gekom het, toe U seun Jesus na hierdie aarde toe gestuur is. Toe Jesus gebore is en hierdie wêreld kom verander het. Dankie Here, dat hy nog nader aan ons gekom het deur die Heilige Gees wat in elkeen van ons woon. Dankie daarvoor. En ek wil kom bid dat ons U elke dag sal raak sien. Dat ons oë op U gefestig sal hou. Terwyl ons wag, Here, vir daai groot dag wat gaan aanbreek, wanneer U eendag weer terugkom. Dankie Here dat dit die moeite werd is om ook daarvoor te wag. Here, dankie vir hierdie jaar wat ons as 'n gemeente saam kon beleef. Dankie vir elke gesin by die tekkiesdienste. Here, dankie vir elkeen se bydraes. Dankie vir elkeen se teenwoordigheid. Dankie Here vir elkeen se omgee om van hierdie jaar ook 'n geseënde jaar te kon gemaak het. Here, ons bid vir dat U by elke gesin ook in hierdie Kerstyd sal wees. Here, wil U by elke gesin wees op die pad as hulle gaan ry. Here, dat ons veilig sal terugkom. Maar Here, boonbehalwe alles, mag dit vir elkeen van ons 'n geseënde Kersfees wees. Dit bid ons in Jesus Christus se naam. Amen. Julle baie dankie vir hierdie jaar en mag dit vir jou en jou gesin regtig 'n geseënde Kersfees wees. Ons sien julle weer in 2026, daar wanneer die skole begin het op die 18de Januarie. Sien julle volgende jaar.